Baie welkom by Vroue uit die Bybel. Hierdie kanaal is 'n reeks van plus minus 75% vroue uit die Bybel. Vroue wat baie selde of nooit van gehoor word nie. Daar is ook boeke wat vrygestel gaan word. Dit kan gebruik word vir vroue byeenkomste. Ek wil tog vra dat u moet subscribe, want dit sal help om ander vroue te bereik. Ons eerste boek is uit Genesis 6 vers 1. Noag se vrou en skoondogters. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. Die agtergrond rondom hierdie woord, ons lees in die woord dat God berou gehad het dat hy die mens op aarde gemaak het. Want die boosheid van die mens op die aarde was groot en die versinsels wat hy in sy hart bedink het, was altyd deur net sleg. Volgens Genesis 6 vers 5. Dit was maar slegs 9 geslagte na die dood van Adam. Maar te midde van al hierdie kwaad was daar tog een regverdige en opregte man onder sy tydgenote, wat saam met God gewandel het. Sy naam was Noag, en hy het genade gevind in die oë van die Here. Terwyl die Here dit vasbesluit het, om die aarde met al sy verdorwenheid en geweld geheel en al te verdelg, het hy 'n verbond met Noag opgerig, sodat hy saam met sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns in die lewe gehou kan word. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewende gees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Daarmee saam gee die Here aan Noag instruksies oor hoe om die ark te bou, sodat hy en sy familie en al die skepings van die aarde na veiligheid gebring kan word. Genesis 6 vers 13. Die lewensverhaal van Noag se vrou en sy kinders. Alhoewel die name van Noag se vrou en die van die skoondogters nie genoem word in die skrif nie, kan ons reg sê dat hulle soos Eva ook die moeders geword het van die hele menslike ras. Dit is deur hulle dat al die nasies van die aarde na die vloed gebore is. Daar is geen twyfel aan dat Noag en sy vrou hul seuns ook in die weë van die Here groot gemaak het nie. En met hierdie opvoeding as 'n stewige fondament, moes die seuns weer op hulle beurt hul vrouens oordeelkundig gekies het. Anders sou hulle nooit deel gewees het van die 8 wat in die ark sou ingaan nie. Noag se vrou moes 'n vrou gewees het met 'n sterk geloof, want net soos Noag in God geglo het, net so het sy vrou geglo waarin Noag haar meegedeel het. Ons weet van reën, storms en selfs oorstromings, maar in die tyd van Noag was daar nog nooit reën gewees nie. Stel u self voor, hoe sou u gereageer het? Haar man kom eendag tuis en vertel aan haar dat die Here die aarde gaan verdelg deur 'n watervloed. Alles wat hulle ken, al die diere van die land, sowel as die mense met hulle besittings, gaan vernietig word. Die wêreld gaan vergaan, maar ons en ons gesin sal gespaar word, as ons die instruksies volg om 'n ark te bou. Wat is 'n watervloed? Wat is 'n ark? Wat sou u en ek gedoen het in so 'n geval? Miskien sou ons gedink het, my man is van sy trolie af. Om so 'n vertroue te hê in jou metgesel, ten spyte van 'n bose wêreld wat geen reën of skip ken nie, kan ons aflei dat Noag se vrou haar man in alles waarin hy geglo het, ondersteun het. God het met hom gepraat en maak nie saak hoeveel sy geweet het van water wat uit die lug uit gaan val, of van 'n ark wat waterdig moes wees, groot genoeg om mense en diere te beskerm, en op water moes dryf nie. Sy het die Here vertrou. Al sy beloftes aan Noag ook vir haar sou geld. Net so die skoondogters ook geglo. En alhoewel dit nie genoem word
van waar hulle was en uit watter stam afkomstig nie, moes hulle tog vir Sem, Gam en Jafet lief genoeg gehad het om hulle te vertrou en saam te gaan. Dit is nie seker of Noag se seuns al getroud was op die stadium toe die Here vir hom die belofte gegee het nie, want daar staan slegs, en Noag was 500 jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet, volgens Genesis 5 vers 32. As 'n mens dit direk interpreteer, dan beteken dit dat Noag se seuns eers sy 500ste jaar gebore is, en daarna is die verbond tussen God en Noag opgerig. Dit mag dalk so gewees het, dat Noag reeds die belofte verkry het, lang voordat sy seuns opgegroeid en getroud was. Heel moontlik kon dit dan juis die 3 dogters gewees het, wat soos Noag se vrou ook geglo het aan die watervloed, wat heel waarskynlik gehelp het met die bou van die ark en versameling van kos en diere, wat intussen dan die belangstelling van die seuns gelok het en getroud is met Sem, Gam en Jafet. Die tweede situasie wat Noag se vrou en haar skoondogters moes hanteer, was dat hulle in hulle harte vertroos moes word, omdat hulle families en geliefdes in die vloed sou sterf. Dood is iets wat niemand aanvaar wanneer dit kom by jou eie gesin nie. Het hulle dalk met hul families en geliefdes gepraat, hulle vermaan, dalk gesmeek om saam te kom, terwyl hulle besig was om die ark te bou. Een feit bly staan, almal het 'n regverdige kans gehad om hulle te bekeer, aangesien 'n ark van 3 verdiepings ver bo alles sou uitgestaan het, waarin die mense geleentheid gebied is om te reageer op die waarskuwing dat God se gees nie altyd geduldig sou wees nie. Genesis 6 vers 3. Met onwrikbare vertroue in die woord van God het Noag die konstruksie van die ark voortgesit. Gedurende hierdie tyd van genade het hy voortgegaan om God se oordeel en genade te verkondig en die goddelose van hul naderende straf gewaarsku, volgens 2 Petrus 2 vers 5, maar sonder bekeerlinge. Die ark is intussen klaar gebou. Hoe lang dit Noag geneem het om die ark te bou, is onseker. Maar Noag was 600 jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het. Nadat alle vorme van diere saam met Noag, sy vrou, seuns en skoondogters in die ark was, het God self die deur agter hulle gesluit. Volgens Genesis 7 vers 13, die waters van die vloed was oor die aarde vir 'n tydperk van 190 dae. Daarna het God aan Noag gedink en die wind oor die aarde laat kom, sodat die waters kon opdroog. Die ark het uiteindelik op die gebergte van Ararat gerus en daarna het die waters geleidelik afgeneem. Noag en sy familie was altesaam 'n jaar, 'n maand en 20 dae in die ark toegesluit. Nadat Noag 'n altaar vir die Here gebou het, het die Here beloof dat hy nooit weer so 'n vloed sal stuur om die aarde te verdelg nie, en hy gee hier 'n reënboog as teken hiervan. Een persoon se geloof kan lei tot die redding van baie. Ware geloof kom tot uiting in gehoorsaamheid. Ons gehoorsaamheid kan maak dat die ongehoorsame skuldig voel. Net soos in die dag van Noag, moet die goddeloosheid van ons eie dag ons nie verras nie. Volgens Lukas 17 vers 26, en selfs volwasse gelowiges kan val in ernstige sonde wanneer hulle nie op hul hoede is nie. Al word daar maar min gesê van hierdie vroue, is daar tog 'n les wat ons hieruit kan leer. Moeilike tye was op hulle pad, maar hulle het hulle self daarvoor voorberei. Ons is in 'n soortgelyke posisie geplaas. Is Christus se wederkoms dan nie om die draai nie? Volgens Matteus 24 vers 37, is die tekens nie al duidelik sigbaar nie? Vir Noag se vrou en skoondogters kon daardie dae aan boord van die ark nie maklik gewees het nie, met die rou oor die verlies van hulle geliefdes,
met die golwe teen hulle, die skerp reuk van diere, 24 uur 'n dag, en die gebrek aan droë grond onder hulle voete, en selfs nadat hulle geland het, was die swaar kry nie verby nie. Hulle moes 'n samelewing van niets af begin het, maar hierdie vroue was krygers van God. Ons weet nie wat die toekoms vir enige van ons inhou nie, maar die vrou wat bidend voorberei is, soos die Spreuke 31 vrou, wat nie bevrees is vir die dag van môre nie. Amen.